Dit is vandag Maandag 20 Julie. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees saam uit Genesis 28 vers 10 tot 22. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek sit vir ons 'n kers aan. O God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land ons vadere behoed. Berei vir ons die lewenspad, wil deur u gees ons lei, en as ons val, o Vader, vat ons hand en staan ons by. Waar ons Heer in alle nood, bewaar ons, hou oor ons lewe wag, wil kleding skenk, gee daagliks brood, ons deel vir elke dag. Beskikker van ons deel in lot, in voor en teëspoed. U is ons Vader en ons God. Net u is waarlik goed. Amen. Ek nooi jou om die teks te ontvang. 'n aangrypende verhaal. Jakob wat vlug van sy broer Esau nadat hy hom bedrieg het met die eersgeboortereg, en sy ouers Rebekka en Isak wat hom wegstuur om vir hom 'n vrou te gaan soek, nie 'n Kanaaniet nie, maar iemand uit Aram. En dan sy pad wat hy stap, en alwaarop hy kan vertrou, is sy leiding op God. Die God van sy voorvader Isak en sy oupa Abraham. Genesis 28 vers 10. Jakob is van Berseba af na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer haak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe bring. Ek sal jou nie in die steek laat nie, en ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek. Ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dis niks anders nie as die huis van God. Dis die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit, en toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit, en hy het die plek Bet-El genoem, huis van God. Die stad was voorheen bekend as Lus, en Jakob het toe 'n belofte afgelê en gesê, as u, o God, by my is en my beskerm, en op my reis vir my kos en klere gee,
sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees. En van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Laat hierdie teks vir 'n oomblik op jou hart rus. Wat 'n spesiale ervaring het Jakob nie hierdie nag, waar hy in die vreemde lê, op pad, waar hy nie regtig weet waar hy nie, en hy net op God kan vertrou, en hy hierdie droom kry van engele wat op en af teen leere hardloop na die hemel toe en af, en God wat met hom praat. Hy droom, maar hy hoor die belofte wat sy pa hom geleer het, wat hy by sy pa gekry het. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het, dat ek vir julle 'n God sal wees. Ek sal vir jou 'n God wees. Ek wil hê jy moet vir my 'n volk wees, en in jou sal al die geslagte van hierdie wêreld geseën wees. En hierdie belofte kom hier in die vreemde na Jakob toe. Ek is by jou. Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En ek en jy wat gedoop is ingedoop in hierdie verbond, met hierdie belofte wat ook op ons harte rus. Ek nooi jou om vir 'n oomblik hierdie belofte vas te hou, en dit vir jouself te hoor. En dat jy as God se tempel sy huis is waar hy sy woning maak. En mag jou lewe soos Jakob se 'n poort na die hemel wees. Hou vir 'n oomblik hierdie belofte vas. Dankie Here, dat die belofte vir Jakob in hierdie oomblik, vir hierdie dag en vir hierdie week
ook 'n belofte vir my is. Ek ontvang dit opnuut uit die hand in wanneer U vir my sê, ek is by jou. Ek sal jou beskerm in hierdie week waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie. En deur jou lewe wil ek in hierdie week ander seën. Mag my lewe 'n Bethel-plek wees. 'n Plek waar U huis, U woning maak. En mag my lewe in hierdie week 'n poort na die hemel wees. Wat hoop gee, waar ek opdaag. Amen.